Aan die begin van die jaar preek ons tradisioneel reg oor die wêreld dieselfde tekste. Ons gaan vandag wel een kort preek voor ons in ons missions reeks in gaan preek. En dit handel oor iets wat ek voel die Here op my hart gesit het vir ons gemeente vir 2026. So jy kan jou Bybel oopmaak by Romeine 1 vers 8 tot 12. Romans 1 verse 8 to 12. Brief wat Paulus skryf tydens sy derde sendingsreis. Hy skryf 10:1 hier uit Korinte. Baie van sy werk hier in die ooste kant van die Romeinse ryk is nou klaar en hy wil nou begin beweeg al eintlik vir 'n rukkie. Romeine 1 vers 8 tot 12. Ek lees vir ons. Heel eerste dank ek my God deur Jesus Christus oor julle almal, omdat julle geloof oor die hele wêreld verkondig word. God, wat ek met my hele wese dien, deur die evangelie van sy seun is my getuie dat ek gedurig aan julle dink en altyd in my gebede smeek dat die pad nou uiteindelik vir my oopgemaak sal word, as dit die wil van God is om na julle toe te kom. Want ek begeer om julle te sien, sodat ek die een of ander geestelike gawe met julle kan deel om julle te versterk. Of eerder, dat wanneer ek by julle is, ons wederzijds, mutually, deur mekaar se geloof bemoedig, encourage kan word. Ek deur julle geloof en julle deur my geloof. Die tema van vandag is skouer aan skouer. Dit handel oor verhoudings, dit handel oor verhoudings binne in hierdie gebou en hoe die Here dit wil sien. En ek het dit goed gedink om vir jou te vra. Ek het twee goed hierso. Patrick, Nikki, Marshall, broccoli of Bawan? Jonas, which one? Moet hom nie vat nie, Bawan, okay. Bar none vir jou. Bawan, okay, Bawan. Enige iemand hierso? Bawan. Broccoli? Nee, jy mag nie eers nie, want ek weet. Hoekom kies die meeste mense Bawan? Dis lekker. Dis baie lekker. Maar wag 'n bietjie. Jy sien hoe goed stink julle. Maar wag 'n bietjie. Hierdie is goed vir jou. This is good stuff for your body. Dit het voordele vir jou. Hierdie is nie goed vir jou nie. Hierdie het nadele vir jou. Hoekom kies die mens altyd wat lekker is? Al is dit nie noodwendig goed vir jou nie. En hoekom kies die mens baie keer teen wat goed is? Al is dit glad nie sleg vir jou nie. Wat is dit in die mens dat ons dit doen? Het jy al daaraan gedink? Van die kleinste kindertjies, toe ek hulle vanoggend vra, wat se een kies jy? Bawan. Almal. Daar's iets in die mens wees wat ek wil dit wat ek nou sien hê, want is lekker, ek soek dit nou, gratification, instantly, nou, baie dankie. Ek worry nie oor die nadele nie, right? Jy gaan nooit weer 'n Bawan in vrede kan eet na hierdie preek nie. Ons gaan na die tyd vir dit bid, nee? Maar, hier is die ding, soms doen ons dit met die wil van God, met die woord van God. Romeine 12 vers 2 sê, God se wil is goed, aanneemlik, volmaak. Good, pleasing, perfect. Meaning, daar is geen fout met dit nie, dis perfek vir ons kan dit aangryp sonder om te bekommer. Maar soms kies ons iets anders. Veral as dit kom, byvoorbeeld, by hoe moet verhoudings in die kerk lyk. Dan is ons baie vinnig om te isoleer, want dis lekker.
dis gemakliker, dis makliker. En die hoop vandag is, en hier is die woord wat op my hart is vir ons as gemeente, ek voel die Here sê, nader aan my, nie nader aan jou nie, nader aan God, nader aan my, nader aan mekaar. Sy hart vir 2026 vir ons as gemeente, nader aan my, nader aan mekaar. Ek wil by vers 8 begin, en om net daai eerste deeltjie vir jou lees, wat sê, heel eerste dank ek my God, deur Jesus Christus, oor julle almal. Daar is 'n opgewondenheid in Paulus se hart om gelowiges te sien. Om na hulle toe te gaan, nie net vir hulle te skryf nie. Hy skryf nou, maar hy sê daar's iets beter as social media, as church online, it's in person. Want ek het iets wat ek met jou wil deel en jy het iets wat jy met my moet deel. Daar's hierdie impartation, hierdie deel, lewensdeel en hy's opgewonde, hy het 'n begeerte om by hulle te wees. Het jy dit met die mense, vir die mense in die ry agter jou, die ry voor jou, daar, hier, het jy dit? Hier's die interessante deel. Paulus het nog nooit hierdie mense ontmoet 10 teen 1 nie. Hierdie kerk is nie deur hom geplant. Hierdie kerk is 10 teen 1 geplant net na Pinkster. Maar hy is bly oor hulle want hulle het geloof. Hulle is deel van die geestelike familie en hy kan nie wag om vir hulle te sien nie. En as iemand tot geloof gekom het, maak nie saak waar hulle is nie, is hy bly. Kan dit wees dat ons blydskap en dankbaarheid laag is, omdat ons nie missional baie keer leef nie, en ons beleef hierdie nooit nie, want ons leef nie missional, en ons sien nie mense tot geloof kom, en daarom is daar nie 'n dankbaarheid en 'n blydskap in ons nie. Kan dit dalk wees? Ek kyk na hierdie en ek resonate 'n bietjie met Paulus. Ek sê, man, ek het regtig julle gemis. Toe ek die tannies, toe ek julle daar in Spar sien, lekker, hoe gaan dit? Dit is so goed, hoe was dit? Hier's 'n kleintjie, hier's 'n kleintjie wat hier van die lokasie afloop. Hoe gaan dit? Het julle gemis? Ek het julle gemis. Ek kon nie wag vir hierdie oomblik nie, om saam met julle in God se teenwoordigheid te wees nie. Daar's iets wat, ek is dankbaar vir julle, vir die geloof wat ek hier sien, die geloof van die tannies, mag ek sê ou tannies? Ek het gesê ou tannies, maar vir die ou tannies en ooms wat so konstant saam met ons bid, dit ver geloof, om in harde musiek te sit wat dalk nie jou musiek is nie. Dit verg nederig. Ek is dankbaar hier vir Liana. Liana, hier's vir jou challenge. Kom, wees 'n worship leier. Yes, ek sal dit doen. Dit verg geloof. Want sy moet trust dat hierso, hulle wil die beste vir my hê. Vir Gerard, Anneke, yes, ons gaan hier in dieselfde rigting. Vir Alistair, hulle se vriendelikheid. Al die nuwe, ek is so dankbaar om hier saam met jou te wees. En in dieselfde asem is daar iets wat ek vir myself sê en sê, we need to do better. Ons sal soms saam sit hierso, saam sing, maar nie hier buite nie. Ons sal soms by mekaar wees op 'n Sondag, maar verby mekaar leef in die week. Ons gesprekke sal soms oppervlakkig wees, in plaas van, hoe gaan met jou huwelik? Hoe gaan met jou seksuele reinheid? Hoe gaan met jou verhouding met die Here? Is jy nog dol verlief op die Here? Soms kom ons nie daarby uit nie. En hierdie jaar is die jaar waar die Here sê, nee, wag. Ek het 'n plan vir hierdie liggaam, maar dit verg skouer aan skouer. Hierdie is 'n liggaam. Dis nie 'n klomp liggaamsdele wat random rond lê in die straat nie. Wat sal jy doen as jy dit sien? 'n dismembered body in die straat. Jy gaan gril. Dis yucky, dis gross. Is dit wat die wêreld sien as hulle na Every Nation Okanya sien? Kyk. Hier's 'n groot geleentheid vir ons hierdie jaar. Om nader aan mekaar te kom. Skouer aan skouer. Vers 9 sê, God, wat ek met my hele wese dien. Daar's een manier om die Here te dien en dis met jou hele wese. Nie die helfte van wie jy is nie. Nie jou verstand, maar nie jou krag nie.
nie jou geld en nie jou tyd nie, met alles. Alles onder die heerskappy van God. Dis hoe Paulus hom dien. Fully devoted. Dis hoe die vroeë apostels hom gedien het. En dan sê dit, deur die evangelie van sy seun, is my getuie dat ek gedurig aan julle dink en altyd in my gebede smeek dat die pad nou uiteindelik vir my oopgemaak sal word, as dit die wil van God is om na julle te kom. Paulus se lewenspad word nie gebaseer op sy begeertes nie. Hoor dit. Sy lewenspad word nie gebaseer op sy persoonlike needs, his desires nie, but on God's will. Sien jy wat hy sê? Ek het 'n begeerte, maar as God as dit sy wil is dit nie wat Jesus gesê het, Here, vat hierdie beker, maar as dit u wil is, laat u wil geskied. Iemand wat totaal toegewy is aan God is so, hy leef so. Hy gaan nie agter sy begeertes heel eerste nie, maar hy gaan agter die wil van God. Daar was iets wat Paulus verhoed om by hierdie mense uit te kom. Hy wou al lankal by hulle gewees het. Vir hom was dit die feit dat in die ooste kant, in die Romeinse ryk waar hy gewerk het, is daar nog baie mense wat nog nooit van Jesus gehoor het nie. Romeine 15:22 sê, hier is die rede hoekom ek nog nie by julle was nie, hoekom ek verhoed was. Daar was soveel mense wat nog nie gehoor het van God nie, en ek maak dit my lewensmissie om nie te gaan verkondig van God waar dit reeds gedoen het nie. En nou dat dit gedoen is, nou dat almal hier hoor, nou vertrou ek die Here dat ek by julle kan uitkom. Iets het hom verhoed om hierdie begeerte wat hy het, om by gelowiges te wees, om lewens met mekaar te deel. Something stopped him, but it was a good thing. Imagine hy het dit geforseer. Imagine hy het daar op SA Express gespring, kaartjie gekoop, en hier gat hy, Rome toe, terwyl dit nie die Here se wil was nie. Onthou jy 'n ou soos Jona? Ek dink dis genoeg gesê. Maar nee, kyk hoe goed is God. Daai kerke wat daar geplant word, van daar af het die evangelie oos ontplof. Omdat God goed is hy besig met meer goeie, as wat jy ooit sal dink. Sal jy hom trust met dit? Wanneer die pad nie oop is nie, sal jy trust, hy is besig met iets? Ek dink nie Paulus in sy wildste drome kon gedroom het hoe die evangelie sou ontplof na die ooste kant toe nie. Soms is daar slegte dinge wat my verhoed om intentioneel diep verhoudings met mense in hierdie gebou te koester. En dalk kan dit met jou resonate. Hier's die eerste een in my lewe. Slegte rusritmes. Slegte rusritmes. Voluit die heeltyd. Ag, toe maar jou afdag hierdie week, Tian, daar's nie tyd vir in die kos gaan aan. Hier's goeders op die kalender wat moet gebeur. Hier's targets wat bereik moet word, daar's 'n taak wat ingegee moet word, hierdie vak moet afgehandel word, al hierdie goeders. Hierdie connect groep, hierdie musiekspan, hierdie dit, let's go. Ons kan eendag in die hemel rus. En hier's wat dit doen. Ek is dalk by Marshall, en Marshall praat met my, maar in my kop is ek eintlik al verby Marshall. Want ek het 'n taak om te verrig. Slegte rusritmes maak my vinniger lewe, soos Gerard laas jaar einde gepreek het, as wat ek moet. My lewe gaan so vinnig. En dit maak dit onmoontlik, dankie Marshall, dit maak dit onmoontlik om intentioneel sinvolle verhoudings met mense te hê, want ons het nie tyd nie. En hier's hoe rus werk. Hoor gou wat sê Jesaja. Is dit Jesaja? Wat is daai volgende vers? Esegiel 20. So ek kom nou net hier kry op my papiere. Gaan hom vir jou van daar af lees. Ook my Sabbat het ek vir julle gegee, sodat dit 'n teken sou wees tussen my en hulle, sodat hulle kon besef dat ek die Here hulle heilig. Daar's iets wat gebeur as jy reg rus, as jy reg Sabbat. Jy onthou wie is God. Jy besef wie is God. Nie die konsep nie, die make-up van God.
En jy gaan onthou, hierdie God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees is 'n drie-enige God. In perfekte verhouding met mekaar. Baie sinvolle verhoudings, baie diep begrip, baie diep eenheid. Jy gaan dit begin onthou. En jy gaan onthou, Genesis 1:27, dat jy gemaak is in die imago Dei, die beeld van God. Meaning, jy is gemaak om op 'n sinvolle manier met ander mense te kan relate. Dit is hoe jy gemaak is. En die oomblik as ek nie reg is, die lewe ek te vinnig en ek kan nie wees wie God my gemaak het nie, want ons nie sinvolle diep verhoudings nie. Als hoekom ek sleg en stadig en te min rus en verkeerd rus. Rus is nie om passief te wees nie. Rus is om te onthou wie God is. Rus is tyd saam met God. Is dit dalk waar jy jouself bevind? Is dit dalk 'n struikelblok vir jou wat jou verhoed om 'n begeerte te hê om by mense te wees? Die tweede struikelblok vir my en dalk vir jou is hoogmoed. Met al sy verskillende maskers en baadjies. Ek het nie persoon X nodig nie. Ek is okay. Hoogmoed. Ek het nie ander gesinne om my nodig nie. My huwelik is sterk. Hoogmoed. Dis ek en God. Ek het nie eers 'n connect-groep. Hoogmoed. Seksueel dwaal ek nie af nie. Ek is suiwer op my eie. Hoogmoed. Hoogmoed kom tot 'n val. Ek het iewers my lewe oopgemaak in 'n kerk setup en seer gekry. En ek het in my hart 'n verbond gemaak. Ek sal nooit weer my lewe oopmaak nie. Pas op. Hoogmoed. Want in jou weet jy dat sinvolle verhoudings vereis kwesbaarheid. Dit vereis dat ek my lewe oopmaak vir iemand sê, wat hulle kan vra, hoe gaan dit Jan met jou, met die reinheid in jou, hoe gaan dit met jou huwelik? Dit vereis dat ek kwesbaar is. Daar's geen sinvolle verhouding sonder 'n kwesbaarheid in die verhouding nie. Dit sal altyd oppervlakkig wees. Die Here roep ons tot sinvolle verhoudings. Die derde struikelblok is dalk vir jou diversiteit, meaning wit, swart, bruin, Afrikaans, Engels, Duits, Wambo, wat ook al die tale. En hier sit hulle, nou is dit vir my 'n struikelblok om 'n sinvolle verhouding te hê, want ek het op 'n sekere manier groot geword. En ons het altyd die grappie gemaak, dat dit is ingeteel in die Afrikaner. Jy en ek beter vinnig dit verander deur die krag van God, anders dan gaan jy ongemaklik wees in die hemel. Het jy al gelees hoe lyk die hemel? Alle volke, almal saam na, en dan staan ek en jy nou een kant nie. Change, of jy gaan ongemaklik wees in die hemel. Ek spot, jy gaan nie ongemaklik wees in die hemel. Daar gaan nie ongemaklikheid wees nie. Maar wat baie mense sien as 'n struikelblok is hierdie gemeente se grootste geleentheid. Niks skree God is waardig soos verskillende mense in een gebou en een Jesus nie. Niks skree God is waardig soos dit nie. Ons sit die sekondêres kant toe en ons hier vir die primêre. God wil hê ons moet sinvolle verhoudings hê. Agter almal van ons se isolerende, ek alleen, ek het niemand nodig, ek is alright leefstyl, lê daar 'n leuen. Onthou ek het vir jou nou gevra, hoekom kies ons bar one voor broccoli? Want dit is lekker. Jy wil dalk alleen leef want dit is lekker. Dis minder issues. Ek sien nie kans vir hierdie goed nie. Wel, maar dis goed vir jou. Dis hoe God dit gemaak het. Nee, los my, alleen. Agter daai leuen wat ons glo, lê die volgende. Ek twyfel in die goedheid van God.
Want as hy goed is, en sy wil is goed, sekerlik is hierdie ding nie goed nie. Is dit nie die original sin van Adam en Eva nie? Het God regtig gesê, is hy regtig so bad? Is hy regtig so bad? Dat hy net vir julle hierdie een ding gee? Die wil van God is goed, aanneemlik en perfek. En as ons nie dit in ons verhoudings intrek, wat ons lees dat Jesus het so geleef. Hy stop by sy disippels. Selfs aan die kruis kyk hy vir Maria, hier's jou kind, hier's jou seun, Johannes, hier's jou moeder, pas haar op, geestelike familie, there you go. Selfs in sy doodsnikke prioritiseer hy diep verhoudings. Die apostels, die vroeë kerk, they were devoted to the fellowship, devotion, met hulle hele wese. Man, as ons dit nie doen nie, mis ons iets. Het ons trust issues met God. Het jy trust issues met God? Ek dink niemand van ons gaan sê ja nie, maar as jy na jou lewe kyk, wat sê jou lewe? Vers 11 sê, want ek begeer om julle te sien. Right there lê deel van ons issue. Ek begeer, ek het 'n longing, man, ek smag, sê Paulus, om julle te sien, nabyheid, lewe te... Wat doen jy as jy nie die begeerte vir dit het nie? Jy bekeer van dit. Sê, Here, jammer dat ek nie hierdie begeerte het nie, wat ek sien in Jesus se lewe, wat ek sien in die apostels se lewe, wat ek sien in Paulus se lewe, jammer dat ek nie hierdie begeerte het nie. Wat ook al die rede is, ek is jammer. Nommer 2, vra vir dit. Hierdie het my regtig laat dink. Onthou julle Paulus, wat het hy gedoen aan die begin, met mense soos hierdie, waantoe hy skryf? Can you remember what he did with those guys? Hy wou hulle sien, in die tronk, dood. Dis waar hy hulle wou sien. Hierdie selfde ou sê nou, man, ek kan nie wag om by julle te wees, dat ons lewens kan deel, man, julle my bemoedig, ek kan nie wag nie. Wat en wie is die ou? Hierdie begeerte kom reguit van God af. Daarom vra jy vir God. As ons na Paulus se lewe kyk, moet ons sê, wow, dit is supernatural, dat hierdie ou so begeerte het. As hy so begeerte kom kry van God, man, sekerlik kan ons dit kry by God. Jy vra hom. En hier is die rede. Sodat ek die een of ander geestelike gawe met julle kan deel. Paulus deel nie gawes uit nie. Die Heilige Gees gee gawes. As jy met my, kan jy saamstem met dit? Maar Paulus het 'n gawe gekry. En as hy by hulle is, en hy preek, en hy het sy apostoliese gawe wat hy uitleef daar, dan word hulle by wie hy is geseën. Hy kan dit met hulle deel. Hierdie vakansie het ons die lekkerste pannekoeke geëet, julle. Ek het nou die ooms en tannie se naam vergeet. Maar daar's kaneelpannekoeke met genoeg suiker. Jy weet as jy so buite en hy kraak so, weet jy waarvan ek praat? En dan kan jy sê, nog so bietjie tannie, dis sukkes. Dan binne aan die een melktert vulsel. Alas. Ek bestel vir my familie, hierdie moet ons uitsny uit die preek uit julle, maar ek bestel vir my familie, en dan bestel ek een ekstra vir die pad. En by die huis is hy op, alas, niemand weet dan by die huis, dan deel ons als gelyk. Sny vir ons net daai uit. En dan is daar melktert, karamel en piesang. Van julle verstaan nie hoe lekker dit is, die Here maak hulle oop. En dan is daar vir die sout, daai hoender vulsel, met die eie binne. As jy soet melktert, dan eet jy weer so een, en dan kan jy weer terug gaan melktert, jy kan pingpong. Maak nie saak hoeveel ek van jou vertel vir dit nie. As jy van dit wou hê, moes jy daar gewees het. Ek moet by jou wees, of jy moet by my wees, en as jy by my was, sou ek selfs nie eens vir jou gegee het, want is baie lekker, maar ander preek daai. Maar jy moet daar wees, en met gawes werk dit so. Ons moet by mekaar wees. Ons moet by mekaar wees om te deel. En gawes, 1 Korintiërs 12 vers 7 sê, is vir almal gegee,
in die gemeente. Kyk gou vir die persoon en sê, vir jou ook, langs jou. Ja, jy moet vir jou, Allah sê vir jou mamma, vir jou ook mamma. Vir jou ook, aan elkeen. Hoekom? Tot voordeel van die liggaam. Voordeel. Hy wil iets deel met hulle. Jy moet daarby wees. En dan sê hy op die volgende skrif, om julle te versterk. Ek sê vandag met alle liefde, Tian, jy het mense om jou nodig om jou te versterk. Maak nie saak hoe sterk jy dink jy is nie. Ek sê dit met liefde vir almal van julle. Maak nie saak hoe sterk dink jy staan nie, jy het mense nodig om jou te versterk. Om jou geloof te versterk. Weet jy wat beteken die woord versterk? Is to establish, resolutely point in a direction, keer dat jy nie wankel of wandel nie, waggel links of regs, is dit God, is dit nie God nie, is ek gered, is ek nie gered nie, het iemand dit beleef laas jaar? Jy het mense nodig om jou. Ook waar ons vakansie gehou het, bou hulle sulke groins in die see in, klippe teen mekaar, gooi hulle so dieper in, want hulle wil die shoreline terugskuif, want die branders is besig om van die huise te begin platslaan. Die aarde, die branders kalf dit weg daar so by St. Francis Bay. Nou bou hulle hierdie groins, en so die doel is volgende foto, laat die shoreline na die groen lyn toe kan skuif. Dis waar hy is, dis want groins, hulle bou dit so in. Ek weet nie hoe werk dit presies nie, maar dis die plan. En toe ek dit dink, sien ek, maar dit is presies wat ons nodig het. Dis die versterking. So skouer aan skouer by mekaar. As ek een klip daar in die see gaan gooi, dit gaan geen impak maak nie. Hy gaan uitspoel, niks gaan verander nie. Maar as ons dit doen, daai vorige foto, skouer aan skouer is, kan die golwe van die lewe kom. Iemand is agter my, iemand is langs my, iemand is voor my. Ek weet Tommy is regtig baie siek. Hy het longontsteking van Januarie al af, hy kom nie reg nie. Want ek is in sy lewe. Ek vra vir hom, al is ek, Tommy, hoe gaan dit? Waarvoor kan ek vir jou bid? Ek weet dit net, want ek is in sy spasie. Moenie dat iemand van jou huwelik wat sukkel uitvind, om saam jou te bid en jou te bemoedig, as dit te laat is nie. Weet iemand, hoe gaan dit met jou huwelik? Weet iemand, hoe gaan dit met jou seksuele reinheid? Weet iemand, wat is jou groeiareas? Ons het mekaar nodig, om sterk te staan. En dan die volgende sin sê hy, om ons dan nou, en hierdie woord kom net in Romeine 1 vers 12 voor, in die hele Bybel. Ons wederzijds deur mekaar se geloof bemoedig word. Mutual encouragement. Dis 'n woord wat in die hele Bybel kom hy net hier voor. Dis nie 'n apostel, 'n groot ou met die maatjie voor, en hy bemoedig net vir jou nie. Nee, dis op hierdie vlak. Tannie Gisela bemoedig my, ek bemoedig haar. Dis die bemoediging waarvan Paulus praat. Paulus, die apostel, die ou wat die meeste boeke in die Nuwe Testament skryf, ek het jou nodig, laat jou geloof my bemoedig. Jy het my nodig, laat my geloof jou bemoedig. En dit kan net gebeur skouer aan skouer, sê hy. Ek kan net dit met jou deel as ek by jou is. As daar twee dinge is wat jy nodig het hierdie jaar wat voorlê, is mense om jou te versterk, mense om jou te bemoedig in die geloof. Nee, hierdie is nie die jaar verskyn nie. Volgende jaar ook nie. Nee, hierdie is nie die jaar wat jou kind in dwelms gaan verval nie. Nee, hierdie is die jaar wat jou kind, die Here gaan 'n pad oopmaak vir jou kind. Nee, hierdie is nie die jaar wat jou besigheid gaan vou nie. Nee, soos jy die koninkryk eers gaan soek, gaan hy jou deurdra. Wie is die mense wat jou so bemoedig? Kom jy in hulle spasie? Vra jy vir die gebed? Ons het dit nodig in ons lewens. Laat my laat dink aan hierdie gaanse wat in so 'n vee vlieg. Het julle dit al gesien, Katrein? Gaanse wat in so 'n vee vlieg? Hulle doen dit, want saam is hulle beter. Op dieselfde hoogte vlieg hulle, in dieselfde rigting. Wat baie keer gebeur in die kerk, hier is 'n groepie mense wat dit doen. Dan is daar 'n paar wat hier op 'n ander vlak vlieg.
of op 'n ander vlak vlieg. Dalk in 'n ander rigting vlieg. En as jou huwelik sukkel, as jou finansies nie reg is nie, as jy seksuele sonde in jou lewe het, die mense weet dit nie. En dit gaan al hoe verder, tot dit te laat is. Die Here roep ons om in dieselfde rigting, selfde hoogte, selfde mikpunt te gaan in 2026. Alhoewel hierdie woord wederwysige bemoediging net een keer in die Bybel voorkom, is dit gesprinkel reg oor die Bybel. Hebreërs 10:12 moenie net wegbly nie. Spur one another on to good deeds. 1 Thessalonicense 5, therefore encourage one another and build each other up. Acts 14:22, strengthening the souls of the disciples. 2 Corinthians 1:4, God comforts us all in our troubles. Hoekom? Why would he do that? Besides, he loves you, so that we can comfort those in trouble. Die teks het vandag begin en hiermee sluit ons af. Die heel eerste vers wat ons gelees is, ek dank my God. My, persoonlik. Geloof is persoonlik. My geloof kan nie vir jou tel nie. Jou geloof kan nie vir my redding tel nie. Dis persoonlik. Albert se geloof kan net vir Albert se geloof tel. Dit kan nie vir Patrick tel nie. Dis persoonlik. En dan eindig die teks by wederwysige bemoediging, mutual encouragement. Geloof is persoonlik, maar geloof is nooit privaat nie. Daar was 'n tyd wat dit gesê is, politiek en geloof, dis privaat. Grootste leuen daai, nê? Geloof is persoonlik, maar is nooit privaat nie. En as jy die Here vertrou, en jou bar one leefstyl, bar one, pun intended, net een mens, bar one, ek het gedog het was funny. En sien jy al hierdie miljoene deeltjies broccoli leefstyl? Prys die Here, nou vir hom nie te eet nie. Maar as jy hierdie leefstyl sal aanvat, mag jy dalk ontdek dat wat goed is dalk ook lekker vir jou. Niemand hou van broccoli van dag 1 nie. Maar as jy aanhou dit eet, as jy aanhou gesond eet, word jy daai nerd met die waterbotteltjie, wat so fiks is, wat reg is en net die regte goed wil eet, jy word dit, want is vir jou lekker. Die Here roep ons tot dit, en ek wil afsluit weer vra, hoe moet jy reageer op hierdie preek? Moet jy dalk draai van jou bar one leefstyl? Ek wil jou 'n oomblik gee saam met die Here en vra, Here, hoe moet ek reageer op hierdie woord vandag? Kom ons vat 'n oomblik. Jy nodig het om van jou individualistiese, jou individual lifestyle, dis ek en my gesin selfs net daar een kant moet draai, doen dit. Want sy wil is goed, aanneemlik en perfek. As jy moet vra, Here, gee vir my die begeerte vir geestelike familie. Vra vir hom. En soos jy jou oë so toe hou, as jy voel, man, dis Januarie, maar ek het bemoediging nodig. I need encouragement, man, for 2026. Ek wil vir jou bid. So Here, vir almal wat nou bemoediging nodig het, vir hierdie jaar, vra ek, dat u dit sal doen. Vra ek dat u, soos u vir Paulus in die tronk ontmoet het en hom op te tel, vra ek dat u hom hierdie mense sal bemoedig. Here, want u het in gedagte dat hierdie ons beste koninkrykjaar sal wees.
Here, as daar jong mense is wat vreesagtig is oor die jaar wat voorlê van skool, van sport, van wat ook al, Here, bemoedig hulle in die oomblik, maak hulle rustig. As daar kinders is wat twyfel, hoe gaan ek hierdie jaar deurmaak? Hoe gaan ek hierdie volgende graad, hierdie groot stap? Here, U het hulle nog nooit gelos nie en U sal hulle nie nou los nie. Hierdie gaan jou beste jaar nog wees. Jy gaan so floreer, jong mens. Jy gaan so groei in die Here. Jy sal verbaas terugkyk na hierdie jaar. En ons sluit af met nagmaal vanoggend. En hier's wat ons doen. Jy gaan vir jou die elemente kry. Dis daar en daar. Dankie vir die baie mooi tafels. Dis daar en daar agter. En dan gaan jy terugkom, en ek wil jou vra om dit anders te doen as wat jy dit altyd doen. Om in omtrent groepies van 10, mense wat jy dalk nie gewoonlik mee sit en praat nie, nagmaal te vier. Ek sal ons lei in dit, maar kry vir die elemente, dan gaan ons sommer so rond staan, en ons gaan die nagmaal gebruik, en hier's wat ons sê, Here, U is die een wat vir ons gesterf het, maar U is ook die een wat ons een maak. Wat ons 'n skouer aan skouer lewe moontlik maak. So kom ons gaan kry die nagmaal elemente daar en staan sommer so in groepe van 10. Nou Here, soos ons in 'n sirkel staan en sommer net na mekaar kyk en anders lyk, anders dink, anders praat, anders aantrek, weet ons dat U almal hierso deur U liggaam wat gebreek is, gesond gemaak het, heel gemaak het. So soos jy hierdie broodjie eet, weet dit is God se liggaam, wat vir jou en almal in hierdie sirkel, al lyk hulle anders as jy, hy het hulle gered. So kom ons neem die broodjie met dit in gedagte. En hierdie sappie verteenwoordig simbolies sy bloed wat hy uitgegiet het. Om almal wat om jou staan, wat voor jou staan, wat uit 'n ander agtergrond as jy kom, om hulle lewens skoon te was van sonde. Om hulle te verseël met sy bloed, ewig gered. Die reg gee om 'n kind van God en toegevoeg in 'n liggaam soos hierdie, sodat daar eenheid kan wees, soos daar eenheid in God is. As jy hierdie sappie drink, is dit jou verklaring dat Here, U het my gered, ek onthou dit, ek kan niks byvoeg nie, maar U het wel my ook bygevoeg by 'n gemeente om deel van te wees, om nie net te sit nie, maar regtig my gawes te deel met ander mense. So kom ons drink hierdie sappie en onthou wat hy gedoen het. Here, dankie dat U in die Gees iets oopbreek in hierdie oomblik, in hierdie gemeente, in my hart, in ons harte, van 'n leefstyl van skouer aan skouer. Ons eer U daarvoor. Amen. Verbeel jouself, voor jy jou glasie neersit, verbeel jouself 'n groep mense wat sterk staan te midde van die golwe wat 2026 gaan bring. Verbeel jou 'n groep mense in Okahanja wat prys al gaan dit swaar, wat prys al gaan dit goed, wat koninkryk praat om die braai, wat koninkryk praat in Spar, wat koninkryk praat by die viswaters, wat koninkryk praat by die werk, waar ook al jy is, by die stalplek. Verbeel jou so mense. God het ons 'n lig gemaak vir Okahanja. Maar ek het jou nodig, ons het mekaar nodig. Mag ons hierdie jaar skouer aan skouer leef. Amen.